kerk toe kom ons met Bybelsak, so erg soos my vrou se handsak. Dit is altyd 'n klomp goed aan. Ek sê twee dingetjies noem vir u. Ek hou daarvan as die salwing daar is. Ek gee vir niks anders om, maar net die salwing van die Here. As die salwing is, ek het vanmôre vir u baie goed vertel. Maar as die salwing, if the anointing of the Holy Spirit is not here, Amen. It's useless. Yes. En u en ek moet elkeen vir onsself voorberei. Ek wil die salwing van God hê. Amen. Halleluja. Yes. Salwing. Amen. Moet my gestuur. Hy moet my vasvat. Yes. En hy moet 'n verandering binne my siel inbewerk. Amen. Dis wat moet gebeur. Ons moet 'n verandering ondergaan. En dood noodsaaklik vir dit om te gebeur. Nou, daai lied wat ons hier gesing het, kom sing 'n nuwe lied. Amen. Ek kan nie van hom. Want toe ek 'n kind was, toe was daar 'n program op Springbok Radio. Wanneer daar is my eervrouw. En wie was saam met haar? Jan van Radio. Nee. En hulle het, ek weet nie wat die mense naam gewees nie, maar hulle het 'n lied gespeel. Is 'n lied en iets vir jou. Dit is ons bid altyd open. Nou daai lied klink vir my net soos daai. Maar ek kom vanmôre vir u sê. Ek sit hier vanmôre, ek is ook gewoon aan. Wanneer die saal kom, dan wil ek begin roep. Halleluja. So stil te sit. Ja. Ek het gesweet daaruit gaan. Amen. Maar ek het iets vir die Here gedoen. Amen. Ek het ook vanmôre lekker saam met julle gesê. I enjoyed every little bit of it. Amen. Because I could feel the Thank you, anointing Jesus. of the Lord is here. That's the most important thing. One more thing before I start off this morning. Ek hou nie van kookkom. Ek hou nie van kookkom. En in die bediening, ek was nooit toegelaat gewees om vir mense te sê, haal hy kookkom uit jou mond uit. Ek moes dit maar. En dan moes ek maar net kook. Want vanavond, of morgenoggend, as jy begin skoonmaak, dan is stukke kougom so oralste. En glo my, as iemand 'n stuk kougom uitspoel, Pastoor Louis Trump, my nie in hom in. So, ek het 'n ding gekoop, maar vanmôre is ek so dankbaar vir 'n ou kougom gekoop. Dis 'n brandende. Toe ek hier buite stop, ek stop even. Wag ek, hy staan in die hek. Rustig my goedjies by mekaar kry, uit hier. En hy het my kop op die land. En hy sê vir my, hy sê, oom, jou wil is pa. Oom, pa, sê jou pa. Dis nie my kaart, dit is my sês kaart. Hy vertel my te maak, wat er aan kan kry, is hier af. En die ek kom maar eers, hy wil maar eers inspeksie doen, one of those guys. Hy wil first find out, ek sê vir my, ek het die tyd nie. Ek kom terug. En hy toe nader die propie los. Dat is baie moeilik, maar die wil top is styf en dan is die dingetje daar blind om probeer raai kry. Ek sê vir my kind, moet nie daar swart goed aan sit, want jy kry dit nie uit. Jy moet die wil nog vastmaak, anders te kom my verby geraak. So, dit help nie. En hy wil my, hy klauw my wil op het vast, as ek sê, wacht, en dan begin ons. Pop, weer die wereld. En ons kom terug, en ek sit nou. Hy kom en sê vir my, ek wil my lek. Hier kom hy aangeloop. Nou is daar iets met die wel verkeerd.
Hy sê vir my, ek hoop nie om gaan seker die dag nou, maar hy altyd so bond. Ek dink dat tussen hy druk hy daar so en stoot hom dan. Dankie, ja. Ja, die Here is goed vir ons. Gebruik ek ook. Kyk, ek wil vir julle sê, ek het 'n sin van hemel en wat baie min mense is, verstaan. En verder kan ons sien ek iets dan ek so graag iemand aanstuur. Maar dan dink ek nou, wie gaan dit nou waardeer? En so nou dan sien ek 'n ding op media, als we van de huil, de dag is, waar vrijdag geslapen in de 2 katten hier al omlaag. Dat was voor mij zo'n slaats geweest. Maar grappig, ik is een grote grappig van vertellen. Ik hou van de natuurlijke zin van iemand, een natuurlijke snaakse ding. En dat is het lekkerste in ons kerk. Ons de kerk. We've had so many experiences of humor, sense of humor, funny things happening in our church. You know, years ago when we had a prayer meeting, you knelt down on the carpet, toe ek kind was. Jy het nie regop gesit in die bank. En die aand is daar ook nie, hy is besig om te kniel en hy bid, en hy voel iets snaaks hier in sy broek. En die ding beweeg, en as hy opspring, is daar 'n paramees op iets. Ja, so daar is soveel aangename dinge. Dis wat ek sinnig maak, maar die Here het 'n sin van die hemel. En dis die grootste ding. Ek wil nie, pastoor sê ek gaan ek nie wat slaag gee nie, maar ek het 'n bekommernis binne in my hart oor die volk van God. Amen. En veral in Suid-Afrika. Ja, halleluja. En ek wil verwoorde, ek wil net dalk 'n bietjie wakker maak. Net 'n bietjie 'n verandering by u bring. Yes. Nadat ek klaar gepraat het oor die Here se naam. En ons die Here stel belang in elkeen van ons. Yes. Jy weet, ek gee om vir 'n mens. Ek is, sal ek sê, ek is nie besig met jou nie. Ek is besig met die Here. En wat ek vir jou wil sê, wil ek die Here moet vir my sê. Nou, is dit Monica, ek het 'n woord van die Here vir jou. Jy het swaar gekry. Jy is diep seer gemaak. En jy voel hier in jou binneste, baie aan wil dit soos 'n brok wees amper. Ander dae, voel jy ek sal nooit weer terug nie, nie sal nie. Maar die Here sê vir jou, hou bly vas. Hou bly vas. God sê vir jou, ek gaan vir jou oplig in die gees. Halleluja. En jy sal voel. Halleluja. For all strangely done so bad. Amen. Kom ons begin met die woord van God. Ek wil lees van Matteus 24. Ek het 'n geweldige probleem ontwikkel. 2 jaar terug het ek 'n hartaanval gehad, 2,5 jaar terug. Seker maar by die dood omgedraai. En intussen het ek dat baie ander goed by gekom. Dit sê, soos as jy pille drink, is jy siek. Jy siek. Voor jy by die dokter instap, is jy nog okay. Ja. Maar as jy daar instap, jy ben ja. Nou het ek 'n ding, 'n reflux, hier in die keel. Wat die ding, ek het klein sooibrand, maar hy gaan net tot die by die stembande. En nou sukkel ek met die stembande. Dink ek moet 'n beskraping gaan op die stembande. Die dag laat my die dag nie stem. So ek sukkel, ek het 'n liedjie op my hart wat ek afgesongen het, voor ek op die dag sing.
maar ek dink nie, ek gaan dit maak met die stem nie. Maar nou ja, kom ons begin dit woord van die Here. Ek praat altyd te veel en sê te min. Matteus 24 en ek lees van vers 12 af. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Amen. Maar wie volhard tot die einde, vers 13, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Amen. In my kernvers en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Baie gesinsstorie. Wegraping staan nie in die Bybel en sê sy wederkoms. Een sê die, een sê daai, een sê die ander, ek het nie saak met alles te vandaai nie. Al wat ek weet is, ek het volhard van die einde kom. Die einde kom door die kaart. En hy sê verdrukking, anders sê nie, ek sê my Here, hoekom moet ek weer verdrukking gaan? Is nie erg genoeg soos wat dit is hier om my nie. Maar ek sal net een ding weet, as ek kan vashou van die Here. Dink jy aan verhoor, hier sit ons in hierdie gebou. Hier is niemand wat bedreig nie. Hier is nergens boela wat gaan kom met 'n geweer om hier in te kom nie. 7000 ou die dag in Nigeria doodgemaak. En ons het vryheid verhoor en om te kom dien. Halleluja. En weet jy wat, kom gee ons om dan nie alles nie. Amen, sê dit, ja. Jy kan maak wat jy wil, probleme gaan jy hê. Yes. Of jy kind van die Here is of nie kind van die Here is. Because you're in this world, you're going to have difficulty. It's going to come. You preach it, brother. It's going to come. Hy kom van alle kante af. Want dis die wêreld. Maar weet jy, as jy in die Here is, as jy in hom is, jy groot saak is, dan het jy vrede hier. Weet jy, dan kan gebeur wat ook al word gebeur. Ja. Jy verstaan, ek het dit al vir 5 jaar vir 'n sekere saak. Gaan maar net aan. Gaan maar net aan. Want wat weet ek vanoggend? As ek net dit kan maak. Yes. Ek het gehoor dat God met my gepraat oor 'n vlek en 'n rimpel wat in 'n kleed kan wees, prys die Here. Maar ek wil net iets noem vir u. Ek lees, of ek hoor nou die dag van 'n klompie stamme, tribes, wat geïsoleerd lewe. Nou, heel van hulle is in Suid-Amerika, en daar's ene in India, Sentinelese Islands. Nou, jy kan nie naby hierdie mense kom. Die wat op die eiland is, daar het een keer 'n jongman, hy het gedink, God stuur hom. Toe vind hy uit, God het hom nie gestuur nie. Want toe sy voet aan wal sit te maak om dit. Hulle soek niks van die buitekant nie. So hulle weet niks nie. In Peru, op die grens van Peru en een van die ander lande daar is hulle ook. Binne in die Amazone woude. Hulle weet niks nie, hulle word nie naby van hulle al tot op die grens gekom en gevra vir kos, want hulle verblyfplek word bedreig as gevolg van die afsny van bome en mynbou en so aan. Maar hierdie mense lewe absoluut geïsoleerd. Absoluut geïsoleerd. En ek dink, Here, hoe kan hulle dan u sê, ons het nou net hier gelees, tot 'n getuienis van al die nasies. All nations must get to know God. Now what about these people? There's a missionary that thought that he can go and save the Sentinelese Islanders. He ended up in a cooking pot. Maar hoe, Here,
gaan hierdie mense met my hoor kom? Hoe gaan hulle weet? Want U sê, en ek dink, Here, hoe sal dit wees as die Here my salf en hy lei my so? Maar nou praat ek van nie iemand wat vir my profeteer en sê, India toe gaan. Ek praat van God stuur my absoluut gesigte, deur naggesigte, deur visioene, en ek kom daar en ek kan van hulle die evangelie gee. Hoe sal dit dan wees? Is dit moontlik dat ons ooit by dit kan uitkom? Of miskien in die Here aan 'n manier. Wie weet, dalk verskyn die Here in 'n gesig aan die leier van die groep en praat met hom. En hy is so oorweldig met dit, dat hy vertel hulle, ek het hierdie ding gesien, en dit is vir my vertel, ons moet dit doen, ons moet dat doen, ons moet die ander ding doen. Dit maak vir my weer sin, en God is daartoe in staat. Hy is daartoe in staat. Maar daar is hoeveel voor ons tyd, wat niks geweet het van Jezus nie, hulle het nooit gehoor van Jezus nie. Wat van hulle? Ek is bekommerd. Here, wat van hulle? Hoe gaan ons nou maak met die mense? Want die sê elke na elke oude dood. En ek besef, Here, U is in die Heer van hemel en aarde. Hierdie mense weet niks van die Here af nie. Op die 12de Februarie 2023 kry ek 'n hartaanval binne in die kerk. En hulle bid vir my. Hulle bid vir my. Hulle jaag vir my Westville toe. Toe die dokter klaar is met my, toe sê hy vir my vrou, jou man moes nie eers in die kerk uitgekom het nie. My hart het soos wat jy 'n pak jelly vat en jy skud hom so. Dus dat my hart 16%. Maar dit is wat ek het van hom wat my gered het. Amen. Dit is wat ek het van hom wat my vrygemaak het. Halleluja. Dit is wat ek het. Halleluja. Van hom. Glory to God. Wat het goed geag het om my siel te red en my 'n plekkie te gaan voorberei in die hemele. Amen. Is ons daarop toegespits? Ore, of is ons roekeloos oor die roeping van ons? Wat maak ons hier? Ek kom tot bekering, vol van die Heilige Gees. Vol. En ek het 'n Bybel, waarom kan ek gaan met die Bybel onder my probleem gehad? My bril het gebreek, ek was werkloos, my bril het gebreek, en hy is op 2 plekke gebreek, en ek moes die wat recht maak. And I went into town, found an optician, and he said, "Now you can repair it. You repair a bridge, and you repair the ear." En ek sê vir hom, ek het net R10. Ek het 'n lift gekry, instap toe. Ek sê, maak net hierdie een reg. Maar hy kan ek nog meer koop. Dit sê dat hy so bol en so sit. Maar net hierdie een. Ek gaan wag toe nou by die Esplanade, want ek het tyd, dit vat tyd. En ek moet ook maar wag vir my rygeleentheid om weer terug te kom. En dan kom 'n man na my toe en hy vra my vir geld te kos. Ek sê, niks. Nou wil ek soos, dit was bonus beter, het was so baie van jou. Vermoed sê ek, goud en silwer het ek nie. Yes. Maar wat ek het probeer vir hom preek, maar hy is so steek soos 'n donkie. Hy wil niks vat nie. En toe ek nog so besig is, kom daar 'n ander ou, en hy sê, Hindu, en toe looi hy my hoor. Hy sê vir my, ja, ek wil net al my evangelie afdruk in hierdie mense, maar ek is nie bereid om hulle kos te gee.
Ek bestraf die Bybel, maar die Bybel gaan nie meer weg nie. En ek het besef, Here, ek het iets nodig. I can't take the gospel if I'm not prepared for it. Amen. Jy moet 'n verandering ondergaan. Yes, halleluja. Dis nie Romeine 12 wat sê, word verander. Don't be like the world. Be changed. Amen. Maar nou, kan jy ons net sekere dinge wat ons wil change. Ja. So nie alles change. Ja. Dit certain things. En daai dinge wat ons change, is eintlik die dinge wat jy nie sien nie. Gewoonlik. Nou, die woord van God praat, en die Here begin met my besig raak, na daai incident, en ek begin bid, en ek begin besig raak met die Here, ek lees my Bybel, ek bid, hoe, ek het baie gebid, nag, wakker word, as ek 10 minute op die vloer, 10 minutes, and then I'll stop praying, and I'll get up again and get into bed. Teker dan bid ek so halfuur, gaan kompeteer, dan dink ek kompeteer, dan gaan bid ek weer verder. Maar ek het net 'n begeerte, ek wil by die Here, I want to have a meeting with God. Hallelujah. Hallelujah. Many a dream I had, where the power of God came upon me, krag van God is op my, en ek sien ek dans voor die Here, en ek is in taal, en ek begin profeteer, en ek begin vir mense vertel, so sê die Here van die leerskare, glory to God. Amen. En jare later, ek weet nie of die pastoor Bonnie First week, wie van julle ken, groot profeet, toe sê hy vir my, hy is geroep as 'n profeet. Dan weet ek 'n probleem, I have a problem. My roeping is dit, jy sal hardloop om die ongeregtigheid uit te stamp. And that's so difficult. Wanneer jy, dit is by die Gees, moet jy altyd bly. Ek hou van die evangeliste hoor. Ek like die ouens, maar ek kom nie daarby. Niemand deel uit nie. Waarom kyk ons so aan? Altyd vanaf. Maar ek bid, en ek raak besig met die Here. Hier in 2 Korintiërs 2, vers 15. Lees het net gou. Altyd goed om die woord van God te hoor. Amen. Ek het laas keer vir my gevra vir al my skrifte. Toe ek het mooi by mekaar gesit te val en vermoorde vir my skrifte. Hy sê, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Halleluja. Ek van die laaste 16 lees. Ons is 'n geur. En ek, we are odor, perfume, wherever we go. And let me tell you something, you think people don't know you're a child of God. If you say, Lord, I give my heart to you, you've done it. Ek sê nou vir jou maar, ek sal by jy ook hulle weet jy se kind verleer. Hulle weet jy se kind verleer. Waar ek vir die Here gewerk het, ek het baie groot probleem gehad met verkeer. Ek het in Brits vir die Here gewerk. Verkeer, as ons 500 meter se verkeer gehad het, dan was daar op een hoop, dan het ons 'n traffic jam gehad. Dit was, want Brits is maar 'n plattelandse ou dorp. So, jy weet as jy hier sou rondry, en die instaan so ry en dan dink ek, hier is 'n beproeving. Maar nou raak jy ongeduldig, en dan doen jy goed. En as ek daar klaar is, dan voel ek so sleg, dan sê ek, Here, nou, wat ek net van hierdie ergernis kan ontslaan. Dan dink ek in myself, nou, sê nou maar ek het dit of dat of die ander ding gedoen. Sondagmôre staan ek in die kerk op,
En hier staan haar vrou van die acteur op, wat ek so mee gepraat het. Weet, in Burman kan jy nog wegkom met dit. Maar in Brits kom jy nie weg met dit nie. As jy hoes, weer die volgende nou het gehoes. Maar so erg dit is. Ek het baie gesê, Here, as ek net daai geur kan, het u die geur. Het u die geur waar jy gaan. In Engeland, in Amerika, is daar mense wat vreeslik kan te kere gegaan oor dit ding. Hulle noem hulle Karens. Karen. Nou is jy 'n Karen, gaan oor alles. Dat jy geur van kalmte, geur van God, geur van die heerlikheid van God. Want wat Salvatama, die Here sê vir u te sê, dit laat Salvatama, jy gaan wakker word, in oggend, en jy gaan die salwing van die Here ervaar, en jy gaan tale spreek, sê die Here, en jy begeer, om daai ontmoeting met jou te hê wat jy begeer. Hy sê verder, sê hy, in Kolossense 4, vers 6, hy sê, laat julle woord, sit jou mond, altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Met sout. Halleluja. Ek hou van my ouds. Ek moet dit ook eet as gevolg van die hart. En ek het 'n waterkoel wat ek moet drink, en hy maak vir my dors. Skoon. En ek maak vir my oudspat, maar ek sit nie sout in. En toe ek kom proef, is daar nie sout in. Dit is ook nie wat ons sorteer om gehoor. En daar klaas is daar te veel sout. Nou is dit geprogrammeer. As die pot uitkom, gaan die sout eerste in die pot. Niks anders. Die sout gaan eerste in. Wat ek nou net, jy antwoord iemand iets. En die persoon is afgejaag. Ja. Hulle sê, hierdie koninklike prins Andrew is nou nie meer 'n prins nie. Hier is 'n slaap. Is jy prins? Hulle sê hy is baie onbeskof. Hy is onaf met mense, hy is ongeskikte man. En jy kan ook nie dink nie, niemand hou van hom nie. Hoe kan jy hierdie lewe gaan? Jy kan 'n biljoenêr wees, niemand van jou nie, wat help dit jou? Wat help dit jou? Maar sout, as jy 'n antwoord kan gee, jy kan dit alles. Daar is healing, wat helend is, opbouwend is, wat jou lus maak. Waar nou dat jy? Nee, ek laat jy daar man, jy moet ons dit gesels. Ek wil met hom, kom ons gaan party, want het is lekker om met jou te gesels. En hy sout wat in jou woorde, dat is 'n smaak wat die wêreld daar buite nodig het. Kyk hoeveel van ons is vermoere in die plek. Kyk hoeveel is hier vermoere. Kyk hoeveel is hier buite vermoere. Die kerk is nogal besig vermoere, as toe nie vir as nagmaal. Ek sien die ou apostels, hulle is tot op die sypaadjie geparkeer. Ek sien dit. Maar ek het ook verby gery, hulle is die sypaadjies is vol geparkeer, is nagmaal. Ons gaan nagmaal hê. Wat help in Sondag van nagmaal, ja. As God is hier binnengekom het, if Christ has become something in you, then you want to be with him. Oh! Amen. Altyd. Sien se karretjie het nie 'n radio. Wat 'n radio, maar 'n CD-speler wat nie meer werk nie. As 'n ouerige kyk, jy kan nie USB dingetjie daar druk nie. Ek het een van daai voice boxes goed wat nie. Ja, dit was so lang. Jy kan 'n USB port daar sit, om binne te kom saam.
sit my USB-poort in, sit hom aan, ek ry lekker en luister na die Here. Amen. Ek wil dit hê, dit is my, ek wil daai nie van dat, ons sien wie sê daar. Hier op my cellfoon, hier kan jy sien, jy kan het nou nie van daar op sien, maar dat is net liede. Alles van geestelike liede, dinge van die Here. Dat is die beste. Laatste. Jullie goed? De tweede ene. Wat is het nou? You see the heart. Look at that. This was Pentecost. He was a little boy. He's in a picture. How do you know that? Yeah. Ja, voor het stop. Een heerlijke geur. Een heerlijkheid van Pinkster. Hoekom het ons dit weggegooid? Waarheen het ons gegaan? Hoekom het ons dit verloor? Daar is situasies waar kerke leefloop, maar ek sien van die gemeentes waar die krag van die Here is, die salwing, waar hulle God wil volg, die woord wil volg. Amen. Daar sien ek die mense kom. Die mense kom. Die mense kom. Maar dit hang van ons af. Wat gaan ons maak? Halleluja. Mattheus 5, vers 14. Ons kan ek sal net eers vers 13 lees. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Kan nie wegskram van ek is 'n kind van die Here nie. Maak die saak of jy jou spot nie. Ek was maar baie gespot as 'n kind. Ek was 'n baie stil kind. Ek was baie gefrustreerd. Ek was donker. I had a complexion of Indians. They used to call me that ugly name. At school. Gespot. En jy moes in die klas sê, wat se werk doen jou pa? Pastoor. Excuse, pastoor meneer. Oh, that was the end of it. I was the worst thing that walked into the classroom every day, because you were sick. En baie stil, baie rustige kind geweest. En baie gespot geweest. En daar gee ek nie om nie. Ek is weer dit alles teer. Sê wat jy wil. Smile with me. Stop me down. I know I'm saved. I know I'm going one day. When he comes, I want to go with him. I want to be as light as a feather so that I can go up. Hallelujah, where he is. I want to be as heavy as a rock so that I will not be moved. Glory to God. Nou, ons het dienste, daai jare het ons voete gewas. So vandag was hulle nie meer voete Pinkster. Ons was voete die oggend. En dan kom 'n man in, Marie Oosthuizen, kom in.
sit agter ons almal gaan was voete. Ons gaan aan die een kant, vrouens gaan aan die ander kant. En ek staan daar en ek sien hierdie man staan net daar en ek stap na hom toe. Ek sê vir hom, kom ons van die voete was. En wat ek sê, toe sê niks nie kom. En ek vat hom en ons gaan was sy voete. En die Here voeg hom in die gemeente. Ongelukkig is daar wolwe. Ons voels dit daar. Ek is by die werk, ek is stil, doen my werk. Lunchtyd, dan vat ek my Bybel, dan lees ek in my Bybel. Was niks anders, ek is nie lus vir ons gegrapperij en wat dan nog, ek lees my Bybel. En daar was 'n vrou wat daar werk gekry het. Sy kom die dag toe gestorm binne in die kantoor. Nou die baas is ook 'n Christen, maar hy is 'n ander tipe Christen. Hy vertel die Here wat hy wil doen. En hy koop 'n busie op Huurkoop. En dan sê die Here het hom geseën, totdat hy nie die betalings kan byhou nie, dan die busie terug. So van elke. En sy storm daarin, sy sê vir my, if I ever go to your church, I'll go with you. Because this man, sy noem sy naam, sy kom af. Sy lees daar. Dit was nie lang daarna nie. Toe sit Sherry saam met my in die kerk. Dankie, Here. Engels nou 'n vroukie en sy verstaan op wat niks nie, maar sy's daar. Sy's daar. Sy wil hoor wat die woord van God gesê. Dankie, Here. Dit gaan nie daaroor dat jy die Bybel oor jou hart gaan. En vir elke tweede in moet sê, die Here, en die Here die. Mense sou vloek in my geselskap, ek sê niks vir hom. Ek bly heel smerk op. Ek weet so. As hy in Amerika gaan, vertel ek los op. Maar ek weet seker, ek lag nie, ek graag nie. En ek los op. As hy nie kan aanvoel, 'n skuldgevoel, deur die oordele van die Heilige Gees, nie deur my, omdat ek hierdie Christen is. Ek het die ouens, ekskuus vir die ouens wat gaan studeer, baie respek vir die ouens teologie gaan studeer, en weet wat alles doen. En Paulus het gesê, ek beskou al hierdie geleerdheid as reg. Dit is nonsens. As jy voel is van die Here, dan is dit anders saak. Ek is baie dae gefrustreerd en sê, Here, waar kan ek met 'n siel kry om met hom te praat? Nou die dag toe daar 'n vroukie met my gepraat en die konteks ons daar's 3 blanke ouens gesit en die res is almal Engels. En ek na haar kinders gaan kerk toe. En sy praat met my, nee, sy sê hier, sy sê, but I think I'm going to change to begin ek met haar praat. Die Here Jesus ook die Heer van my. Ek verduidelik vir haar. Nou gaan sy na hulle bediene, hulle huisbediene, selfs. Sy gaan nou opsnoep. Net in ergens. Vir die siel is gesê. Maar ons bid is het versadig geraak. Ons het nog geraak. Wat is ek voorbereid? Skes as ek iets sê wat daar net 'n bietjie belediging gaan klink. Maar dit is nie bedoeld om so te wees nie. Maar as ek verhoor net 'n warm en gekerd Pinksterkerk, of as ek verhoor aan die brand vir die Here, wanneer ons hier by mekaar kom, dan is God se salwing hier. Halleluja. En ons te verstaan. Sy salwing nog van die laaste vertaling is hier om oor jou vaardig te raak. Want die woord van God sê, my gees, as dit oor jou kom, sal ek jou aandoen met krag. En wanneer jy die krag het, Lord, kan jy uit van wat jy doen. En jy kan van die wêreld gaan vertel, Jesus red. Halleluja. Amen. But you gotta get there. You gotta get there. Ek luister na 'n storie op kendienste. Ek ken ook kendienste, ek het dit ook beleef van my lewe. Want ek het baie kendienste gehad. Maar in Amerika het hulle kendienste.
Hulle is gepak. 2 14-jarige seuns stap na die tent toe om te gaan kyk wat gaan aan. En toe hulle daar kom, toe sê die persoon by die deur, daar is nie plek nie, maar ons sal kyk. En hulle draai om, of een van die persone. En hulle sê, maar daar is nie plek, kom ons loop nou. Maar by die deur staan daar 'n plekaanwyser, 'n usher. Ek weet nie wat sy reg Afrikaans spreek. 'n usher at the door. And he saw these two. And he ran after them. And he said, "No, come, I'll find a place for you." En hy vind 'n plek vir die 2 seuns. En een van daai seuns was Billy Graham. Verstaan jy? Jy moet nie skaam wees nie. Jy moet een tree voor die Bybel wees. Dank God vanmôre vir 'n stuk chewing gum. Maar daai Bybel wou gehad het ons langs die pad stop. Ja. Hy het my laat gemaak het vanmôre. Maar ek het rekenskap gehou. Amen. Met 'n lewende God. Halleluja. En ek het raak gesien. En ek is hier vanmôre. Wanneer jy word te dra, glory to God. Waar staan jy vanmôre? In hierdie geveg wat ons het, ek gaan 'n skrifgedeelte lees vanmôre. En ek wil nie vra. Ek wil nie vra vanmôre, aan wat hou jy nog vas? Of het jy al besluit, direk klaar? Skoon. Jy weet, ouderdom beteken by God niks nie. Beteken niks nie. Al wat by God beteken sy hart wat reg is. Nou, ek trek nou al by 72. Maar ek dank die Here. Die vyand sal nie oorkry. As God daar roep nie, dan het hy roep. Ek het nie lus vir nonsens nie. Ek het niks lus vir dit nie. Ek het nie lus vir ou wat dink hy is goed nie. Ek het nie lus vir ou wat dink hy het 'n boodskap nie. Ek het nie lus vir ou wat dink hy's 'n profeet nie. Wat ons wat taal se bereik wat taal. Ek het lus vir die waarheid. Ek het lus vir die gees van God. Ek het lus vir die heerlikheid van God. Glory to God. Soveel mense wat aan die aansit. I don't need it. I need Jesus. Yes. Above all, I need Jesus. Amen. Ek wil jou vra vanmôre, is jy nog op hierdie plek wat ek nou gaan lees? Hou jy nog vas aan dit wat ek nou gaan lees? Yes. Kolossense hoofstuk 3, en ek lees van vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Halleluja. Weet u wat is die dinge wat daarbo is? Weet u dit? Weet u wat is dit wat daarbo is? Het u al moeite gedoen? Het u al gesê, Here, wat is dit wat daarbo is? Here, hoe werk dit? Vertel my daarvan. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge wat daarbo is. Nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Het jy werklik gesterf? Have you died for Christ? Hallelujah. Have you risen with Christ? Are you a different person? A peculiar person? Hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maar, maak dood dan julle lewe wat op die aarde is, naamlik, hoor, ek vra jou vanmôre,
word jy vasgehou, of is jy nog by hierdie plek wat ek nou van lees? Onreine, hartstof, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, kros, woede, boosheid, laster, skandelike taal soos die N-woord, uit julle mond. Dit is skokkend om te hoor, dat kinders van God, ek hier kan doen, ek daar kan doen. God wil dit nie heen, want ons is 'n verandering in mens. And if nobody else, if we're going to say something to you because you don't speak, if Jesus comes at that moment, Bob's your uncle, go on, boy. Nothing is going to hold me. I want to go to heaven. Lig nie vir mekaar nie. Children of God, telling lies. Omdat julle die oude mens met sy werke afgeleid, en julle met die nuwe mens bekleed, vernuwe word, op kennis met die beeld van sy skepper. Vers 12, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed bo dit alles, met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. You won't lose a single cent if you adhere to that. Jy sal nooit verloor. As jy hierdie kan vat en sê, Here, waar staan ek nog vas? Waar staan ek nog vas? Wees weer. Het jy daar? Jy het daar. God wil jou seën. Is daar probleme by jou? I can pick up the Lord Spirit is dealing with me about you. And the Lord says to me to tell you, He's going to make it with you. I was at a certain level. Hold on. Joy comes in the morning. Yes. Amen. Thank you, Jesus. Het julle gehoor? Hou jy nog vas aan hierdie goed? Is daar iets verhoor hier, wat nog in jou binneste is, in jou wese? Ek wil dit sê, maar ek kon nie moeilijk iets goed sê. Ek het eendag by 'n plek gebreek te sê, die julle stem vir 'n directie, dat sê julle lig, julle praat onder mekaar, dan sê julle stem vir ons, dan sê julle, dis die wil van die Here, en dat wil my nie weer. Waar is die waarheid? Ja. Waarom bedek ons dit? Hier is 'n verskeidenheid van Afrikaanse Pinksterkerke, maar die een van hulle is volgende, weet jy? Ja. As jy sê jy is van daai kerk, dan staan hulle so 'n bietjie terug. Dan is daar 'n ander ene wat dink, hulle is weer vol groot manskap, hulle dink hulle kan dit doen. Jy weet nie nog. Dan is daar ene wat dink, God het aan hulle die boodskap gegee. Dan is daar ene waar ek groot deel van gehad het. Dis die grootste skingel monde wat jy nou in jou lewe gesien het.
kom hier na toe, kry WhatsApp vanmiddag. Als van die beste daar by die koek. Hoe doen? Dat het van iemand gesê van iemand. Net gepoep. Hulle kan stories aanraak. En kwaad stories. Is die deel van dit. Hoe die boodskap vermoorde is, kom weer in die goed uit. Die boodskap vermoorde is, kom los, daar's 'n wêreld wat vergaan, daar's mense wat soek na dit wat ons het. Maar jy kan dit nie van hulle gee met 'n disco nie, met ligte wat paars en blauw en rooi is en tang, 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 tang nie. Jy moet dit uit jou binneste van hulle gee. You must bring it forth. Amen. There's nothing like being an example in this world that somebody says to you, Lord, I want to be like you. Yes. Amen. Yes. I want to be just like you. But if the God's will comes upon you, that's something wonderful. My dad was a preacher amongst the Indians and Kannada. Ek het net so ongelooflik daar in Greystraat, Long Street, Grey Street. Right up and down there. It was a Shaw, postcode there. Weerdank, Meerwet. Waarom gaan we met hem? Kerk heeft antwoord. Ja, ik kon niet uit Karin was toch. Maar een dag, toen wordt ons genooi om bij een gemeente te gaan bedienen. En het was de Gertie Simons. Ja, he's Afrikaans, as Afrikaans as you can find Afrikaans or not. Ons felt cool. So he asked me to go with, to interpret. So it's very difficult, because he preaches and you're going to translate to English, and even if he prophesies, you're going to translate it to English. And sometimes the power of the Lord is on you as well, so you also throw in a prophet. Join the gang. And but we were busy, and the power of the Lord came down. Excuse me. And now those days, I see people don't go, I want to dance in the Spirit. Yeah. I don't ever dance in the Spirit. No. Man, you can dance, if the crowd goes on you dance for half an hour, you're not even tired. Yeah. It's incredible. It's a wonderful experience. They can tell me and joke about me as much as they like. I don't care. I enjoy my steps in the Lord. And the brother Lord came down, and we started dancing in the Spirit. And while I was dancing, I could feel something was pulling on my jacket. And I kept on dancing. Now, you're not out of your mind. You're in your mind, but you are aware of the anointing of the Spirit. And I tried to see what was, and then this figure came this way. And I saw it was a little boy that clung onto my jacket. And we were dancing in the Spirit. The preacher was Johnny Naidu. I remember his name. His wife was Naidu. And it was in Chatsworth somewhere in a school. And I just carried on. You must never stop a child if they want to praise the Lord in the service, even. Later in the afternoon, I got a phone call from Pastor Gertie, and he said to me, that little boy that held onto your jacket, I think he was between 6 and 8 years, somewhere there, could not speak, could not say a word. When he got home, he started talking. Amen. Praise the Lord. Glory. God will never block the Spirit of God. Moet hom nooit stop nie. Amen. Dan as jy voel jy wil dans, vat jou kierie en dans, want druk som jou kierie dan. Maar dans in die Here, dans in sy Hallelujah. Woo! Jy wil nog maar hoor.
Die Here, the Lord calls us to sanctification. Deur ons na heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 7 en 8. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heilig gemaak. Ja, amen. Daarom hy wat dit verwerp. It's 1 Thessalonians 4 verse 7 and 8. Daarom hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee. If you reject sanctification, you're rejecting God. And that's what he's called for. You'll never be at any loss at all. One more scripture. He's our God. He's our Lord. And he has a promise that he has given us. 'n belofte. Psalm 37. Kyk hierdie belofte. Look at this promise. Nou as jy God dien, moet jy die Bybel lees. Kyk wat sê in Psalm 37 vers 25. Ek was jong, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Never, ever, ever will God leave you or forsake you. Amen. En hoe meer jy van die Here in jou het, hoeveel te meer gaan hy wat God is, jou seën. Hoeveel te meer gaan hy sy heerlikheid op jou aan. En as ek nog 5 jaar moet wag, Moses het lang gewag, 40 jaar. Jakob, 7 jaar vir een, 7 jaar vir die ander, en nog 7 jaar. Dit is Jakob. There's many names in the Bible. Dit maak nie saak nie. God het 'n plan. God het 'n wil. Yes. En God is om ons te sê, is die nou van die Antikrist. Dankie, die Here seën jou. Amen. Niemand soos U, niemand soos U. U red my lewe, U hou my trouw. Ek weet die jare sal U my hou, Here. Niemand soos U, Here, niemand soos U. Niemand soos U, Here, niemand soos U. U red my lewe, U hou my trouw.
almal wat hier staan hier as gevolg van die genade. Amen. Want hy het ons gehou, hy het ons deurgedra, hy het jou gebring tot op hier. En weet jy wat ons bid, dat die Here ons sal vat tot verder. Amen.